Geliefdes, blaai saam met my in jou Bybel na Matteus 15 vers 21. Lekker saam lees, Matteus 15 vers 21. En die deel wat ons lees gaan oor die Kanaanitiese vrou en die geloof wat sy gehad het. Weet jy, daar is iets besonders vir my, wat die meeste van ons mense, soos wat ons hier sit, met ons omstandighede, met dit wat in ons lewens aangaan, hoop en bid meeste van die tyd vir 'n massiewe groot wonderwerk. Is dit nie so? En daar is niks daarmee verkeerd nie, dis reg so. Maar weet jy wat gebeur baie keer? Ons kyk die klein dingetjies mis, dat God reeds mee besig is in ons lewens. So kom ons kyk so 'n bietjie na dit en ons kry, hy sê Jesus het daar vandaan vertrek en na die streke van Tyrus en Sidon gegaan. En skielik het 'n Kanaanitiese vrou uit daardie omgewing vorentoe gekom en hard uitgeroep: "Ontferm U oor my Here, seun van Dawid. My dogter word geweldig getuister deur 'n demoon." Het haar egter glad nie geantwoord nie. Oeps. Nou kan ek al klaar sien hoe die ouens op WhatsApp en op Facebook en op Instagram en op Twitter oor hierdie Jesus profeet bekere gaan, wat nie eers wil stilstaan en vir 'n vrou luister nie. Dan kan ek al die labels dink. Hy sê antwoord aan nie. Sy disippels het nader gekom en hom versoek: "Stuur haar weg, want sy hou aan skree agter ons aan." Weet julle, partykeer kry ek maar skaam vir ons as Christene, wanneer mense met behoefte uitroep en ons voel hulle pla. Die disipels sê: "Here, kry 'n bietjie stil, sy raak nou irriterend." So baie lesse in hierdie stukkie, nee. Hy het geantwoord, hy antwoord daar, uiteindelik: "Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel." Maar sy het egter nader gekom, voor hom neergeval en gesê: "Here, help my." Wie van julle het nodig om vanmôre uit te roep en net te sê: "Here, help my." Here, help my. Hy het geantwoord: "Dit is nie mooi om die kinders se brood te neem en vir die hondjies te gooi nie." Maar sy het gesê: "Ja, Here, en tog eet die hondjies van die krummels wat van hulle eienaar se tafel val." Amai. Tog eet die hondjies van die krummels wat van die tafels val. Meeste mense sou dink, okay, in die situasie gee vir die persoon dan nou 'n volle maaltyd. Nou kom sy en sy sê: "Nee, wat? Die hondjies kry selfs die krummels wat van die tafel afval." En ons kan seker redelik assosieer daarmee. Wie van julle, as julle vleis braai, gee die beentjies so vir die honde? Ja, dis so waar. En die honde is dan dankbaar, nee. Toe het Jesus haar geantwoord: "O vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos wat jy dit wil hê." Oh, dis powerful. Laat dit vir jou wees soos wat jy dit wil hê. En haar dogter was van daardie oomblik af genees. Ek het begin eers te sê, die meeste van die tyd is ons so gefokus om ten eerste die groot opspraakwekkende wonderwerke in ons lewens te hê. Wat gesien kan word, wat mense half met groot oog laat kyk na ons lewens, want ons het 'n verskriklike mooi getuienis om te vertel van hierdie magtige groot ding wat God vir ons gedoen het. En weet jy, die realiteit is, sulke wonderwerke gebeur, maar dit gebeur nie
so baie as wat ons baie keer sou seker wil hê dit moet gebeur. Ek bedoel, as sulke groot magtige wonderwerke elke dag gebeur, dan sou julle moes toue staan om te sê, ek het 'n storie om te getuig, ek het iets om te vertel van hoe dat God ingegryp het en dinge verander het. En nou, omdat die groot goed nie onmiddellik gebeur in ons lewens nie, omdat ons dit nie sien nie, omdat noodwendig altyd mense daaroor getuig in die kerk en vertel van hierdie groot genesing en hierdie groot ingryping en daardie groot, jy weet, ek het nie geld gehad nie, toe stuur die Here vir my R1 miljoen en sulke wonderwerke nie. Daar raak mense partykeer moedeloos. Hulle raak, dit help nie om te glo nie. Weet jy, dit klink mooi, maar dis nie vir my nie. Dit kan nie werk nie, want jy sien, ons maak die fout om te dink dat net groot wonderwerke 'n verskil in ons lewens kan maak. Hoor wat ek jou sê. Ons maak 'n fout deur te dink dis net groot wonderwerke wat 'n verskil kan maak in ons lewens en omstandighede. Of course, 'n groot wonderwerk gaan 'n verskil maak, obviously. Maar ons persepsie is, dis al wat 'n verskil kan maak. En ons sien nie die ander dinge raak wat die Here in ons lewens doen nie. Ons mis die eintlike wonderwerke wat God vir ons elke dag doen. En die vrou, laat haar nie afsit nie, sy is nogal baie sterk, sy is Kanaaniet. Sy is nie deel van Israel nie. Sy roep uit, haar dogter is deur 'n demoon getuister, en sy word nie bevry nie, en sy kom na Jesus toe. En natuurlik, soos ek gesê het, ek wonder wat sy op sosiale media vandag gesê het oor pastoor Jesus, wat hierdie vrou net so een kant toe stuur. Ek dink die wêreld se brand. Ek dink hulle sou die menseregte kommissie gekry het om te kom ondersoek, en wat is, hulle het moes nou hierdie godsdienstige kommissie ook in die land om te kom kyk wat doen die pastore, wat doen hy met die geld wat hy kry, want hy die vrou so sleg behandel. En die disippels het gekom en sê, is die rat al weg, sê waar sy loop. En Jesus sê vir haar, weet jy, ek het gekom vir Israel, ek het nie gekom vir julle nie. Want op daardie stadium was hy nog daar as die Messias vir Israel, het die boodskap vir Israel kom gee. Dis na sy kruisdood wat die evangelie versprei is na die ander nasies toe. Maar die vrou laat daar nie afsit nie. En hy sê, maar ek kan nie bedoelende dit wat vir Israel bedoel is vir ander gee nie. So, hy vergelyk dit, en dis nogal 'n kras vergelyking. Dis is om die kos van die kinders vir die honde te gee. Jy gee nie jou kinders se kos vir die hond nie. Die wat nog klein kindertjies het sal weet, die honde polies gewoonlik dit wat die kinders nie wou eet nie. Maar hy maak 'n sterk stelling. Nogtans, laat hierdie vrou haar nie verhinder nie. Sy sê, Here, maar die honde eet van die krummeltjies wat van die tafel afval. En die prentjie wat ek dadelik by myself kry, want die meeste van ons, ek weet nie, as jou ma so streng was as my ma, en soos wat my vrou is, jy gaan beslis nie eet dat die tafel vol lê en die krummels op die tafel val nie. Jy gaan groot raas kry as jy so slordig eet. Maar in daai tyd het hulle maar alles so bloot op die tafel gesit, en dit wat op die grond beland het, die honde natuurlik gekry. Maar wat sy eintlik sê is, Here, die kleinste stukkies sal my dankbaar maak. Ja, dis waar. Want die meeste sou sê, 'n groot skouspelagtige wonderwerk, waar Jesus gaan stil staan vir die dogter kyk, sy hande op die dogter lê, as salf met olie, en die ouderlinge roep, die disippels roep, en almal nou rondom haar gebed en intree, en die duiwel bestraf, en whatever, massiewe groot wonderwerk.
En sy sê, Here, net die ou kleinste stukkie aandag wat jy vir my sal gee, sal genoeg wees. Net die kleinste bietjie wat jy sal gee, sal vir my genoeg wees. Ek hoor wat jy sê, ek hoor dit is nie nou vir my bedoel nie, ek hoor wat jy sê, maar ek wil net vir jou iets ook sê, die hondjies eet van dit wat van die tafel afval. Die kleinste bietjie, die krummeltjies sal ek mee tevrede wees. My broer, my suster, dit het my so aangegryp om te besef, ons almal kyk vir die groot, die skouspelagtige, ons leef in 'n wêreld waar die groot, die skouspelagtige saak maak, jy weet, was nou interessant, terwyl ons nou ry daar in Johannesburg, jette jong, daar's dan baie mooi rooi Ferraris daar in daai plek, en die ouens ry met hulle hier, en jy ry verby die groot vertoon lokale waar hierdie Ferrari staan en rooi is en geel is en swart is. Man, en kyk, 'n boy is 'n boy, is 'n toy man. 'n mooi kar is 'n mooi kar vir 'n seunskap. Net soos wat parels en diamante vir die girls mooi is 'n mooi kar vir 'n seentjie ook mooi. En jy sien die huise en daaronder was in die Kaap ons was in Constantia, jete mense. Die groot, die skouspelagtige, dit maak vir mense saak, moet nie fout maak. Maar weet jy wat maak dit? As ons net aan die groot en die skouspelagtige maak, kyk, dan mis ons die klein dinge wat die Here elke dag vir ons doen. Ja. Wat eintlik vir ons 'n baie groter en 'n groter seën en 'n baie beter lewe gee. Die klein wonderwerkies wat die Here vir ons gee. Sy het dit gesê. Net die krammeltjies sal ook genoeg wees. Net die klein stukkies is genoeg, Here. Ek hoef nie nou 'n 4 verdieping huis te hê nie. Net die keuse, wat moet ek met 'n 4 verdieping huis maak as ek nou een kry? Ek vra jou, met trane en hy pragtige blou oogies. Wat moet ek maak as ek het met 'n Ferrari kry? Ek sê hierdie ding kan ry, ek gaan hom smash om eerste hoek. Maar Here het vir my 'n kar gegee wat 4 wiele, uit 'n stuurwiel ook, by the way, en sy vensters kan oopmaak. En hy vat my van hier na daar. Dis miskien nou nie die Fortuner wat die ander ouens wil hê en die goeders nie, maar hy werk. En ek is dankbaar. Want ek is gelukkig en God is vir my goed. Amen. Jy verstaan? Ek kan nou nie gaan koop in daai ander winkels waar die ouens op een slag meer uitgee as wat ek in 'n jaar verdien. Maar weet jy, die Here het my nou die dag gebless. Ek vertel die klein goedjies wat die Here vir my doen. Gaan weer by die maand se inkopies en stap by 'n klerewinkel in. En vragies, daar's die klere halfpad afgemerk plus nog 20% afgemerk. So ek kry toe klere vir 1/3 van die normale prys. Prys die Here. Was dit nie 'n krummeltjie nie? Ja, dis mooi. So as julle my sien met klere loop, dan dink julle ek het duur smaak, want ek het duur klere gekoop en mind toe, ek het vir hom 1/3 van die prys betaal, want God het vir my geseën. Amen. Jy verstaan wat ek vir jou probeer sê. Ons mis die klein goedjies wat die Here vir ons doen. Want meeste van die tyd is dit meer as genoeg. Toe Jesus die vrou se geloof sien en hoor, toe sê hy vir haar, laat dit wees soos wat jy glo. Laat dit wees soos wat jy dit wil hê. Wat wou sy hê? Wat mis die krummeltjie werd vir haar, dat haar dogter vry is van demoniese besetting?
laat my dogter vry wees. Dit was genoeg. Wow. Dit was meer as genoeg. Dis eintlik wat ek van die begin af wou hê. Die meeste mense het die perspektief van, toe hierdie vrou na hom toe kom, as jy in lyn kyk met al die ander verhale van die wonderwerke wat Jesus gedoen het, dan was dit skouspelagtig, die blinde se oë, hy vat en hy spoeg in die grond, en hy meng 'n bietjie klei, en hy vryf dit op hulle oë, en hy sê vir hulle, gaan was julle, en hulle kan sing, en vir hierdie ou sê, gaan spring in die bad in Siloam, en Jesus toe die ouens spring, toe hy van sy melaatsheid genees, en daai ou sê, hy steek sy hand uit, en hy sê, wel, gaan vertoon jou aan die priester, en gaan wys aan die priester, jy is gesond, en daar sê hy vir 'n ou, staan, neem jou bed op en loop, en daar staan die ou op en loop, en al hierdie goed, en hier gebeur dit nie so skouspelagtig nie. Maar weet jy, na dit alles, is dit meer as wat die vrou eintlik wou gehad het. Meer as genoeg. Amen. Want die klein goedjies is eintlik die wyse waarop die Here vir jou oorwinning gee. Kom ek wil weer sê, ek kan nie onthou, ek het 'n klomp jare terug dit gepreek. Maar jy moet die klein oorwinningkies vier. Jy must celebrate the small victories in life. Die klein oorwinningkies. Almal wil net altyd die groot oorwinning. Ag, is lekker as die Springbokke die Aussies so goed pak gee. Soos gister, né? Jy het nie die wedstryd gesien, ek het net die skoor gesien. Ag, is allemaal lekker, jy weet. En dan celebrate ons en ons gaan aan en wat ook al. Daar's niks fout daarmee nie. Maar kan ek jou sê, vier ook die klein oorwinningkies. Sy het Olympiese spele gehad, daar's van die ouens, hulle het nie met medaljes huis toe gekom nie, maar hulle het Suid-Afrikaanse rekords opgestel, hulle het die beste tyd van hulle lewens opgestel, hulle het nie 'n medalje gekry nie, maar het 'n oorwinning behaal. Vier saam met hulle die oorwinning. Wow. Vier die klein goedjies, die klein dingetjies wat die Here elke dag, miskien gee die Here vir jou vandag iets. Môre het jy 'n tekort op een of ander area, die Here stuur iemand jou pad langs om vir jou iets te kom doen. Wees bly en wees dankbaar. Dit is nie iets wat jy noodwendig kan gaan uitbasyn en wat almal kan sien en kan aanskou nie, maar dis wat God vir jou gedoen het en dis vir jou meer as genoeg. Vier die klein goedjies in jou lewe. Kan ek jou sê, een krummeltjie van God se tafel kan al jou behoeftes vervul. Amen. Dis eintlik waarop dit neerkom. Hierdie vrou sê, Here, selfs die hondjies eet van die krummels wat van die tafel afval, dit beteken, weet jy, die een krummeltjie wat val, is genoeg om hulle behoefte te vervul. Die klein dingetjie wat God vir jou doen, is genoeg om jou behoefte te vervul. Een krummeltjie van God se tafel is meer as genoeg vir jou. Wow. Jy sien, kom ons kry perspektief as ek dit vir jou sê. Want die meeste van ons, as ons praat van 'n krummeltjie, het ons in 'n geval net so iets hier in gedagte, is dit nie so nie? Krummeltjie. Maar kom ons kry 'n bietjie perspektief. Is jy gereed om perspektief te kry? Hoe groot is God se voorsiening? Kan jy vir my sê, kan jy beskryf, hoe groot is God se voorsiening vir die mensdom? Nou groot is 'n krummeltjie van daai voorsiening. Kry jy perspektief? As God se voorsiening so groot is, dat ek en jy dit nie kan beskryf nie, hoe groot is 'n krummeltjie van God se tafel dan nie vir jou en my nie? Dis hoekom dit meer as genoeg is. Ons dink altyd krummeltjie, klein dingetjie, as ek net 'n krummeltjie in het, gaan dit nie genoeg wees nie. Jy moet perspektief kry. Die perspektief is,
Hoe groot is God se voorsiening? Ek kan dit nie beskryf nie, dit is onbeskryflik groot. Waar gaan ek stop om te sê, God se voorsiening vir my as mens, vir jou as mens, vir ons totale mensdom, waar gaan ons stop as ons probeer om te beskryf hoe groot die storekamers van God is waaruit hy vir ons voorsien? Kan jy dit indink vir 'n oomblik? Die stoorkamers van die Here waaruit hy voorsien, hoe groot is hulle? Wie van julle was al in groot warehouses van die groot fabrieke? Dan laat dit jou oop mond staan. En weet jy, as ek moet kom by hoe groot die stoorkamers van God se voorsiening is, dan kan ek dit nie aan mense terme beskryf nie, want dit is groter as wat ek kan beskryf. Amen. Hoe groot is dan 'n krummeltjie wat van daardie tafel afval? Wil ek jou net vra. Ons maak die fout om baie keer vir onsself te klein te dink wanneer dit by God se voorsiening kom. Ons wil skouspelagtigheid hê, ons besef nie die klein dingetjies wat God doen is meer as genoeg vir jou nie. Ja, dankie Here. Dink so 'n bietjie. Wat het die Here hierdie week vir jou gedoen? Ek wonder of iemand sal sê. Het jy vir my 'n storieetjie wat jy vir my kan vertel? Wat het die Here die week vir jou gedoen? Klein bietjie. Deur van iemand iets gedoen. Oh my goodness, lyk my dis net ek wat gesien het. Yes. Kan ek vertel? Yes, kan vertel. Ek ry elke oggend my fiets en die oggend ry ek en die koellorries kom aan en gewoonlik wys ek vir hulle, maar die spesifieke lorry sien my nie en hy gee nie pad nie en ek besef, Here, ek het moeilikheid en ek het net Jesus se naam gespreek en toe hy by my kom, toe saai hy uit. Prys die So die Here het my beskerm. Prys die Here. 'n klein ding. Ja, pastoor, ek het nie weer vir Mariet gehelp, haar droog gemaak, en toe ek omdraai, toe verloor ek my balans, en Ja. ek slaan op die vloer neer op my rug, So. en ek sê net, ag Here, asseblief dat ek nie iets gebreek Ja. het nie, en ek staan toe op, en my nek is toe seer, en ek kom toe so heen en weer gedraai, toe hoor ek 'n klap en maar my ribbes is 'n bietjie seer gekry. Dit is nou nog seer. Okay. Maar as eer die Here, ek gaan Prys sy naam. Wow. Net perspektief gee dat julle weet, 'n moeder van 90 jaar wat 'n 62-jarige dogter moet versorg. Nee, sy's 62 dan. 63. Prys die Versorg. Here. Gestremde dogter versorg. En sy val. En sy kan opstaan. Ja, dankie Here. Was dit nie groot nie? Halleluja. Ja, die logika sê 'n persoon van 90 jaar oud se beenstruktuur is so broos, gewoonlik as hulle val, is dit so, kyk net wat het God gedoen. Kom ons hoor. Ek dink die blote feit dat ons net kan asemhaal en dat ons kos in ons huise het, dis elke dag 'n wonderwerk. Ons het 'n warm bed om in te slaap, ons het 'n dak oor ons koppe. So ons kan net die Here loof en prys daarvoor. Yes, absoluut. Halleluja. Dis nie so skouspelagtig dat almal nie. Maar weet jy, die krummel het geval. En dit is vir my meer as genoeg. Amen. Verstaan nie wat ek vir jou probeer sê. En nou en dan val 'n krummeltjie van die pudding ook nog af. Ja. En dan is daar ietsie lekkerder, 'n groter blessing. Ons moet perspektief kry. God se voorsiening is soveel groter as wat ek en jy kan bid of dink. So as die vrou sê die hondjies eet van die krummeltjies, dan beteken dit nie dis nie minderwaardig wat Jesus wag nie, want op die einde van die dag het sy ontvang wat sy wou gehad het. En die woorde van Jesus was baie belangrik. Wat glo jy? As ek dit eintlik net so in my eie kan vertaal. Die vraag is eintlik, wat glo jy? Hoe glo jy wat kan gebeur? Wat het sy geglo? Het sy geglo dat Jesus wel die dogter kan gesond maak? Die demoon kan uitdryf? Wat glo jy? En hy stuur haar weg en hy sê vir haar, laat dit wees soos jy dit wil. Ek dink die 33 vertaling sê, laat dit wees soos jy glo. Amen. Ek hou van as hy sê,
laat dit wees soos wat jy dit wil hê. Is dit nie awesome? Hoe wonderlik jou God is, dat hy vir jou gee die begeerte van jou hart. Laat dit vir jou wees soos wat jy dit wil hê. Ja, amen. Hoe wil jy hê moet dit wees? Wow. Laat dit vir jou wees. Laat dit vir jou vandag wees, jou omstandighede, wat dit ook al is waar jy God se wonderwerk nodig het. Laat dit vir jou wees, soos wat jy dit wil hê. En natuurlik, die grootste voorsiening van Jesus vir elke mens, is dat ek en jy volkome gered is in Christus Jesus. Halleluja. En die ewige lewe. Is dit nie groot nie, dat hy aan die kruishout op Golgotha die grootste wonderwerk vir jou en my gedoen het, deur te verseker dat ek gered kan word. Amen. Dis die grootste wonderwerk. Jy soek 'n groot wonderwerk, jy soek 'n skouspelagtige wonderwerk. Kyk terug in jou lewe, die dag toe jy jou hart en jou lewe vir Jesus gegee het, die dag toe jy weergebore is, die dag toe jy gered is. Dis die wonderwerk Amen. van jou lewe. Die ander goedjies is die krummels. Maar die grootste is, my siel is gered. Amen. As jy bly daaroor. Ja. Ja. Amen. Amen.